Kom ons soek net sy aangesig. Heilige Gees, dankie dat ons vanmôre hier by U is. Meer, Here, U is by ons. Ons prys U, ons loof U. Dankie dat elkeen van ons soos hy sit vanmôre nodig het, dat U in ons U wonderwerk sal doen. Here, ons bely vanmôre ons swakheid, ons bely dat ons werklik nodig het. Dat U in ons harte sal openbaar, U self op 'n magtige wyse. Die woord aan ons sal openbaar, die woord vir ons sal oopmaak. Ja, Here, dat dit nie maar net by ons sal verbygaan nie, maar dat dit in ons hart sal vrug dra. Ons buig, Here, Heilige Gees. Ek is afhanklik dat U self sal praat vanmôre. Here, ek wil nie my eie dinge sê nie. Kom en doen U self vanmôre dit wat op die hart van die Vader is. Vereer U die Vader en die Seun vanmôre ook deur hierdie woord en ook deur die ingrawing daarvan in ons harte. Elke hart, moenie een verbygaan nie. Dankie Here dat ons op U kan staat maak vanmôre en weet dat dit so sal wees. Amen. Here, kom ons blaai na Romeine 1 toe. Eintlik Romeine 5, skus. Romeine 5 vanaf vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer, dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy Seun, hoeveel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Net tot daar eers. Ons opskrif vooraan in hierdie vertaling wat ek hier het staan, versoening met God deur en vrede deur die geloof. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Bietjie verder aan in die gedeelte daar in van vers 10 af verder, dan praat hy van die versoening met Christus en hy eindig dan ook dan die laaste versie wat ons gelees het, deur wie ons nou versoening verkry het. Nou Christus het deur sy groot werk aan die kruis, die Vader het gesien dat sy skepping ten gronde gaan. Toe moes Christus hierdie groot werk aan die kruis kom doen het, om ons te versoen met die Vader.
En ons weet dat dit wat hy gedoen het, dat hy dit volkome gedoen het. Dat daar niks meer hoef bygevoeg te word aan dit wat Jesus gedoen het nie. Dat die versoening tussen my en God so volmaak en volkome is, dat daar niks tussen my en God staan. Aldus die versoeningswerk van Christus. En nou is dit so dat ons nie hierdie versoening in daardie mate ervaar daglik in ons lewe nie. Maar dit is in die eerste plek nie as gevolg van die tekortkoming wat daar was in die daad van Jesus Christus. Nee, inderdaad, dit was volkome, sê die skrif. Dit was het volmaak plaasgevind. Nou wat is dit dan wat vir ons dan nog soms so skei tussen God? Dat daar vir ons soms voel asof ons nog van hom verwyderd is. As ons dan versoen is op so volmaakte wyse met Christus. Daar is maar net een antwoord hiervoor, en dit is dat dit wat Christus sy lewe gekos het, dit wat hom die grootste prys op aarde gekos het, ons daardie offer nie volkome ons eie gemaak. Die versoening tussen my en God, wat so volmaak was. Die deel wat van my kant af moes plaasvind. Net die aanvaarding, en dat daar's geen groot werk van my kant af nie. Net 'n volkome aanvaarding van dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Dit, my liewe broer en suster, soos ons hier sit vanmôre, het ons nie ten volle gevat. Jy weet, as ons dit met ten volle vat, wat Christus vir ons gedoen het, sal ons geestelike reëse wees. Sal ons 'n ander lewe lei. In Kolossense staan daar dat die volheid van die Godheid is in Christus, is liggaamlik in Christus gesetel. Sê in die volgende vers, en ons het daardie volheid in Christus. Daardie versoeningswerk sluit hierdie ding in. Die volkome volheid wat in God is my deel. En nou weet ek, as ek na my lewe kyk, dat dit nie absoluut so gerealiseer het. Dit is vanmôre vir my die groot ding, dat die groot werk wat Christus kom doen het, selfs in ons lewe waar ons al lankal die Here dien, nog nie regtig ten volle deurgebreek het. En dit moet vreeslik wees vir die Here om te sien sy offer wat so groot was, en dat dit nie die uitwerking in ons lewe het wat dit behoort te hê. Nie dat daar met die fout met die offer is, dit het ons reeds gesê. Maar as ons kyk na ons daaglikse lewe, ons daaglikse omgang met mekaar en met die Here, dan vind ons dat ons soms werklik alleen staan. Dat dit vir my voel asof ek werklik waar moet stry, dat dit 'n stryd is hierdie, maar dat dit nie 'n oorwinnende lewe is nie. As ons kyk in hierdie eerste gedeelte, dan sê hy dat ons hierdie lewe het, hierdie oorwinnende lewe. Hy sê ons is geregverdig en het vrede, die eerste vers, deur God, deur ons Here Jesus Christus. En in die tweede vers sê hy, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade. In geloof, hierdie volheidslewe, in geloof sê hy het ons hierdie toegang gekry. Daar skort dus met iets met ons in ons geloofslewe. En dit is die rede hoekom die Here vir my al soms ver bly. Dit is die rede hoekom ek nie krag in my lewe het nie. Dit is die rede hoekom ek as die winde van hierdie lewe oor my waai, omdat ek nie staande bly. En as ons aan geloof dink, dan dink ons altyd aan 'n geweldige groot ding wat met my moet gebeur. Ek moet iemand geweldig spesiaal wees om te kan glo en dat dinge in my lewe kan gebeur. Dat God sy sin in my lewe kry. Dis allerminst die waarheid. Die Here Jesus vergelyk geloof, terwyl hy op aarde was, het hy gesê, dit is soos 'n kind. As jy nie soos 'n kindjie kom aanvaar nie. Dit is ons probleem. Ons kan dit wat die Here vir ons gedoen het, nie soos 'n kind kom aanvaar, en dat dit in ons lewe waar word. Ons het hierdie heerlikheid, hierdie genade, het ons deur die geloof, ons het dit gekry deur die geloof. As iemand vir ons vra, glo ons aan die Here, en sê ons baie vinnig ja, en ons het 'n getuienis wat ons daarby kan byvoeg.
As daar 'n krisis skielik oor my lewe kom, dan vind ek dat ek krimmel. As daar iets groot skieliks met my lewe gebeur, vind ek dat ek sidder, dat ek wanhoop, dat ek paniek in my lewe het. Dit is nie 'n geloofslewe. Ons het die Here laat toe dat daar krisisse oor my lewe kom, dat daar dinge in my lewe gebeur wat vir my toets om te kyk. Het 'n ander teks in die skrif waar Jesus in Lukas 18 vers 8 sê hy, as ek na die aarde toe terugkom, sal ek geloof op die aarde vind. As die Here na jou lewe kyk, hy het die versoeningswerk vir jou gedoen, jy het dit aangeneem en jy het 'n getuienis daaromtrent. Maar as hy nou sal kom, as daar nou 'n krisis oor jou lewe moet kom, sê hy, sal ek geloof in jou hart vind. Weet, ons het nou die dag daaroor gepraat, dat ons terwyl ons dit met ons goed gaan, dat ons aan onsself moet werk, sodat wanneer daar iets gebeur met my, dat ek gereed sal wees. Is dit waar dat my lewe van so aard is, dat ek met die Here gekommunikeer het op so 'n basis, dat sou daar iets nou met my gebeur, dat ek nie sal krimmel. Maar dat as Jesus na my kyk, sê ja, ek het gekom en ek het geloof by my kind gevind. Ons sit met allerlei dinge wat ons bedreig. In ons groep sit ons met heelwat vroukies wat alleen is, wat bedreigingen om hulle lewe het, wat bedreig word van allerlei kante af. Afgesien van mense wat hulle bedreig, het hulle allerlei ander dinge, soos finansiële dinge wat hulle bedreig. Sekuriteit, baie dinge wat hulle bedreig. In jou hart, my liewe suster, my liewe broer, is daar by jou 'n vrede van God, soos wat in die eerste vers staan. Omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Is daar vrede by jou te vind ten spyte van hierdie dinge? Weet jy, en as ons en ek dink vermoere is nie een van ons uitgesluit in hierdie geval. Want as die krisis oor ons lewe kom, dan vind ons het onvrede. As iemand kom en hy vryf my maar net bietjie skeef op, dan vind ek in my hart heers daar 'n onrus, 'n opstand. Ek kan nie met my lewe voortgaan, heel dag, al dag, met vrede in my hart. Met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. En hierdie rede, my liewe broer en suster, is maar net die een ding. En dit is die versoeningswerk van Christus. Het in my lewe nog nooit tot die been toe gegaan. Daarom het ek nie vrede nie. Alleen as ek dit toegelaat het. Die Here begeer om vir my op die punt te bring waar ek volkome aan hom behoort. Is ek bereid om my lewe in die hande van die Here te laat, te los en te laat? Kan jy die Here vertrou met jou lewe? As jy vanmôre sê ja, hoekom is daar soms vrees in jou? Ja, maar onthou, my omstandighede is anders as wat jy. Dit is waar. Maar hierdie Here van ons is 'n God vir ons in alle omstandighede. Hy sê ek sal nooit nodig hê om 'n kruis te dra wat groter is as wat hy vir my in staat sal doen. Vers 4 staan daar. Miskien moet ons vers 3 lees. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Is dit waar met jou? Is dit waar met my? Dat ek sê, as daar 'n ding oor my sal kom, 'n krisis oor my lewe sal kom, 'n verdrukking in my lewe sal kom, dat hy sê ek roem daar. Hy sê want ek weet dat dit sal lydsaamheid werk. Paulus weet dat dit wat oor sy lewe kom, die Here sê alles sal ten goeie meewerk vir hom wat glo.
Kan jy roem op dit wat oor jou lewe kom? Kan jy jou verlustig in dit wat oor jou lewe kom? Kan jy dit laat en sê, Here, hierdie saak is in U hande. En as dit oor my pad moet kom, kan ek alleen sterker hier uitgaan. Kan ek leidsaamheid kry. Kan my lewe gestal word hierdeur. Of is dit dat ek in mekaar tuimel? Dat ek voel, maar dit raak nou te veel. Ek kan nie die lig sien nie. As ons hierdie ding laat toelaat, as ons toelaat dat die Here met vir ons deur sy Gees in hierdie pad inlei van 'n vertroue op God, geloof in God, 'n waaragtige versoening met die Here, dan gaan hy verder en sê hy, en die lydsaamheid wat ek dan kry, sal beproefdheid in my lewe werk. Ek sal vind dat my lewe beproefd is. Ek was geweeg en ek was gevind dat ek beproefd was. Hoeveel krisisse in jou lewe moet jy nie agterna erken? Ek het gedog ek gaan nooit daardeur kom. Dat jy dit geensins met geloof gepak het nie. Dat jy daarmee gegaan het asof jy alleen staan. Asof daar nie 'n Here is wat jou lewe in sy hande het, wat geheel en al heers oor hierdie wêreld. Dit is net jou gesing. Die Here, die God, die almagtige regeer. Regeer hy ook oor die krisisse in jou lewe. Ek wil graag hê ons moet hierdie saak baie duidelik onder oë neem, sodat ons weet, dat ons as die oomblik kom, dat ons moet wys aan wie ons behoort, dat dit duidelik sigbaar is. Nie om te wys dat ons so sterk is en krisisse kan hanteer nie. Nee, maar dit op so 'n basis sal plaasvind, dat hulle die Here in my lewe sal sien. Dat hy verheerlik sal word in my krisis. Weet jy dat alleen wanneer jy 'n krisis kan deurstaan en beproefd gevind word, kan jy hoop, regtig hoop hê. Die teksgedeelte gaan verder. Hy sê in die hoop en die beproefdheid hoop. Hoop is niks anders as 'n sekere wete dat God vir my gaan voorsien in my nood, in my krisis, in my oomblik van nood. En as ons hoop is op God, dan sê hy, hierdie hoop is skaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat God aan ons gegee. En as ons weet dat die Here vir ons lief het, as jy vanmôre weet die Here het vir jou lief, en dat hy vir jou nie sal laat verlore gaan nie, dat hy oomblik vir oomblik by jou sal wees, hoekom sal jy dan nog twyfel? Hoekom sal jy nog bekommerd wees? Hoekom sal jy nog wonder, planne maak? Ek wil graag vanmôre hê dat ons moet leer, en dan praat ek vir myself, om in die rus van die Here in te beweeg, met my hele lewe, met my gesin, met my finansies, met my huwelikslewe, met hulle wat vir my dit moeilik maak. En hier is mense in ons midde wat onder geweldige druk staan. Wat eintlik wenslik gesproke na reg kan sê, maar jy het nie my omstandighede. Weet jy, is in ons midde mense wat met hulle lewe gedreig word. Deur die duiwel, deur die bose. En hierdie woord is spesifiek dan ook vir jou. Dat die Here vir jou nooi vanmôre om in sy rus in te beweeg aangaande hierdie saak. Soos die skrif sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Hebreërs 4 sê, terwyl die kans nog daar is, die geleentheid daar is, om in die rus van die Here in te gaan, moet nie dat ons vind dat iemand van julle agterbly. Die Here het vir ons 'n rus in gedagte.
Die las van hom sê is sag, en sy juk is sag en sy las is lig. Ons ervaar dit anders, omdat ons hierdie ding self dra. Omdat die Here nie hierdie ding vir ons dra. Omdat ek nie geloof in hom het. Omdat ek nie vrede met God het. Omdat ek nie versoen is met die Here nie. Jy sê vir my, maar hoe kan dit wees, dat ek nie versoen is met hom nie? Die bewys hiervan, is jou onrus. Die bewys is dat jy krisisse vrees in jou lewe. Wat sal gebeur met my kind? Wat sal gebeur met dit? Wat sal gebeur met dat? Wat dan as iets sou gebeur? Is dit dan nie in die hande van die Here? Kan jy dit daar laat? Ons het vanmôre die getuienis gehad van Minnie, wat die Here vir haar so voorsien het. Is hierdie ding dan net vir ander beskore, nie vir jou nie, vir my nie. Jy weet dat die Here het vir ons die grootste ding in ons lewe kom doen, toe ons die swakste in ons lewe was. In vers 6, hy sê, want Christus, toe ons swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose kom sterf. As hy vir jou in die dood kan kom uithaal, van soos die geestelike dood. Weet jy, dis die grootste wonder wat kan plaasvind. As iemand uit die dood van hierdie wêreld uitgehaal word, om die koninkryk van die Here te kom lewe. Die Here sê, hierdie ding het hy kom doen. Ek het finaal vir jou kom doen. Al wat nou moet kom plaasvind, jy moet 'n lewe begin hê, wat dit reflekteer. Dat ek vir jou uit hierdie lewe kom uithaal het. Dat ek jou uit hierdie koninkryk van die wêreld kom uithaal het. Dat jy lewe in 'n koninkryk wat my verheerlik. Waar ons lewe op die asvelde van hierdie wêreld. Daar is kinders van die Here wat 'n minder oorwinnende lewe lei as die wêreldlinge van hierdie wêreld. Ek sê nie ons moet heeltemal glad nie meer omgee wat oor ons lewe gebeur nie. Maar die versoening in my lewe moet van so aard wees, dat ek die Here vertrou my lewe. Die Here het 'n groter geloof in my, as wat ons baie keer in hom het. Want die Here vertrou sy kosbaarste aan ons toe. Die Here het gekom en hy sê, ek sal my lewe gee, omdat ek vertrou, dat jy sal dit opneem. Maar ons kan nie hom vertrou. Nee, het hy nie eers gewys, dat hy 'n waaragtige God is. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons 'n lewe begin lei, wat hom sal behaag. Die oomblik wat ons vrede met God op hierdie basis het, sal ons lewe kan inrig volgens sy wil. Sal ons lewe sal begin realiseer. Hy sê hier in vers 18, daarom dan, net soos dit deur die een misdaad van alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking. Dan tot regverdigmaking. Die Here wil hê dat hierdie lewe van my moet kom tot 'n punt van regverdigmaking, dat daar niks meer skort nie. Op 'n ander plek sê hy dat dit volmaak en sonder gebrek sal wees. Dit is waarom hy gesterf het. Om dood te gaan, om vir ewig dood te maak. Dit wat sy kinders uit 'n oorwinnende lewe hou. Kom ons kyk net na 2 Korintiërs 5. Ek wil net vir ons hier iets wys. Ons is so vasgevang in hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld, in die koninkryk van hierdie wêreld. En ons moet vir die Here vra, Here, breek af hierdie wêreld in my lewe. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Is dit waar? Is jy werklik bewus daarvan, dat
jy so 'n huis het. Of is jy bewus dat jou tentwoning klaar afgebreek is. Miskien die houvas wat ons self nog op hierdie wêreld het, verhoed dat ons by hierdie punt kom. Miskien het ons nog nie gelos aan hierdie wêreld sodat die Here vir ons in die hande kan kry. Dat ons weet ons aardse tentwoning as hy afgebreek word, ons 'n gebou van God. Hy is nie met hande gemaak nie. Vers 2. Om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om ons met die woning uit die hemel te oorklee. Vers 6. Daarom het ons ook altyd goeie moed en weet ons dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur die geloof en nie aan aanskoue nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Dat ons weg van my en my besittings en my lewe sal lewe, maar by die Here inwoon. Kyk wat staan in vers 16. Daarom gee ons nie om van hoofstuk 4. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. Paulus het hierdie ervaring in sy lewe, dat as hierdie dinge oor sy lewe kom, as hy sien hoe sy uiterlike lewe besig is om te vergaan, hy sê word hy dag na dag in die innerlike vernuwe. Vir ons is dit soms anders. As die dinge oor my kom, as dit vir my swaar word, dan begin my geestelike lewe daaronder ly. Hy sê, as hy sien hoe dit om hom vergaan, sien hy hoe sy binnekant besig is om met God al meer en meer kontak te maak. Dit is die oorwinnende lewe. Dit is om terwyl die storm woed op sy geweldigste, om te kan lewe, om vernuwe te word, te kan groei. Dit is die versoeningswerk wat Jesus in my gedoen het. Dat ek sal lewe en sal laat lewe. Dat mense in my dit sal sien. Ek moet vir hulle 'n voorbeeld wees van hierdie dinge in my lewe. Ik heb altijd gewonder dat daardie gedeeltes in die skrif wat hy verwys na die maagde, die 5, die 10 wyse en die 10 dwaase maagde en ander gedeeltes wat hy die vergelyking tref. Watter punt gebeur dit dat jy in hierdie kant val of in daardie kant val? Waar is die afsnypunt? Dat die Here sê, goeie en getroue dienste, gaan in my koninkryk. Ons lees van 'n ander gedeelte waar die mense self siek is gesond gemaak. Toe sê hy vir hulle gaan heen in die verderf. Waar is die afsnypunt? Het jy al gewonder? Ons hoef nie te twyfel in ons redding. Weet jy wat ek vanmôre wil deurgee nie? Maar tog, daar moet tog 'n skeiding wees. Daar moet tog 'n skeiding wees tussen hulle wat die Here behaag het en hulle wat hom nie behaag het. As jy na jou lewe kyk, as ek na my lewe kyk, kan ek regtig sê, Here, in hierdie dinge ek weet ek behaag nie. As jy nou kom en jy moet nou 'n skeidslyn trek, weet ek is nie die regte kant. Kan jy dit verseker sê? Ek wil nie twyfel saai nie. Dit is die laaste ding wat ek wil doen. Maar terwyl ek hieroor gebid het ek maar net gewonder. Jy weet, dit is soos daar by die marathon waar hulle hardloop. Wat ons al gesien op die marathon as hulle hardloop, dan
staan die persoon met die revolver daar by die lyn, hou hy, dan kyk hy weg van die mense wat aanhardloop. En dan vier hy die skoot op die tyd, spesifieke tyd. En almal wat dan oor die lyn is, het gekwalifiseer vir daai silwer medalje of daai medalje. Hy sien nie die ou wat aankom nie. Hy kan net hierso wees as hy die skoot trek en dan is dit verby. Ek wil nie met twyfel in jou redding nie. Ek wil jy moet seker wees. Die Here gee tog vir ons hierdie dinge in die skrif. Hy sê dat jy jouself beproefd sal vind as die dinge oor jou gekom het. Dat jy sal seker wees. Here, maak nie saak wat gebeur. Die lewe wat in my is so groot dat niks dit kan doodmaak. Geen omstandigheid. Ander teks wat hy sê, 2 sal op die land werk. 2 sal in die bed lê. 1 sal opgeneem word. En 1 sal bly. Watter een is die een wat bly? Wanneer bly iemand? Wanneer gaan hy? Daar moet iets wees wat ons skei. In Korintiërs 9 vers 24 staan daar dat ons so moet hardloop, dat ons sekerlik die prys kry. Maak seker daarvan, sê hy. Hardloop so, sê Paulus, dat jy sekerlik die prys kry. Die Here wil vir ons in 'n lewe van geloof inlei. 'n Lewe van vertroue op hom. Dat ek nie deur elke golf van hierdie lewe heen en weer geswaai word. En in hierdie dae het ons besonder in ons land moeilike tye. Maar mag die Here gee dat jou lewe, die lewe van 'n nuwe skepsel sal wees, wat klaar gekry het met die ou dinge van hierdie wêreld waarin ons leef. En in 'n woord van bemoediging vir ons vir die wat in ons midde is, wat op hierdie oomblik deur baie moeilike tye gaan, en wat ons regtig saam met julle voel, is dat dit is moontlik vir jou om met hierdie omstandighede waarin jy is, maak nie saak hoe dit is nie, vrede van God kan hê. So mate dat dit alle verstand te boven. Mag die Here vir ons genade gee. Amen. In aansluiting met hierdie lewe van geloof, vrede, 'n ware versoenende lewe met God, wil ek graag vir ons die nagmaal bedien, omdat dit baie nou deel uitmaak hiervan. Ek wil graag na aanleiding van Markus hoofstuk 14 wil ek hierdie gedeelte bedien. Na aanleiding van Markus hoofstuk 14 vanaf vers 23. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle. En hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle uitgestort word. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit weer die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit niet sal drink in die koninkryk van God. Weet jy dat, hierdie laaste versie wat ons gelees het, totdat ek dit niet sal drink in die koninkryk van God. Die offer wat hy hiervan praat, die beker, sy liggaam en die beker, bloed, wat hy vir ons gestort het. Dit sê hy, lei tot hierdie nuutheid van hierdie koninkryk van God. Jesus het dit vir ons kom beerwe deur sy dood.
kom verdien deur sy dood. En wil hy ons bloed beerf. En vanmôre, terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, terwyl ons hierdie brood en die wyn neem, kan ek weet dat hy vir my dit in hierdie vorm wil laat drink. Soos wat hy dit nou drink, nadat hy oorwin het aan die kruis, wat ook 'n oorwinning vir ons was. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit weer die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. En met sy kruisdood het ek en jy in sy koninkryk, in die koninkryk van God ingekom. En kan ons hierdie nagmaal vanmôre gebruik en weet, hy het vir ons op 'n nuwe lewe, op 'n nuwe vlak van lewe gebring. Jy hoef nie meer te twyfel. Gee jouself vir hom vanmôre, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik. Here, hier neem ek nou u liggaam, u bloed, dit wat die versoening vir my uitgewerk het. Nie net om my sondes te vergewe, te verlos nie, maar om vir my op 'n nuwe lewe te bring. 'n Lewe wat aan u gelyk is. Groei dan daarin. So dikwels as ons hierdie wyn en hierdie brood drink, sê hy, herinner julle hieraan. Mag die Here vir ons nou genade gee. Kom ons bid net saam. Baie dankie Here vir u offer. Dankie vir dit wat u nou vir ons wil laat gebruik, sodat ons kan herinnerd word, dat u vir ons in 'n nuwe lewe gebring het, in 'n nuwe koninkryk. Here, waar ons kan vrykom van hierdie aardse dinge wat ons vashou, van die aardsheid wat aan ons kleef en waarin ons kleef. Dat u vir ons sal bring op 'n nuwe weg. U het u lewe daarvoor gegee. Dankie vanmôre dat ons dit kan herdenk. Dat u vir ons geloof vanmôre wil versterk deur te sê, bekend, hier is die bewys daarvan, dat die dood oor jou nie hou vas het. Dat ek hom volkome oorwin het. Dat vrees oor jou nie hou vas het nie. Dat ek hom oorwin het. Dat angs, dat verdrukking oor jou nie hou vas het nie. Ek het gekom dat jy 'n lewe en oorvloed kan hê. Daarvoor het my lewe gegee. Dankie Jezus. O, wil jy deur die genade, deur die Gees vir ons openbaar, dat ons sal neem ten volle